Hartlike goeiemôre geloofsfamilie. Dis lekker om julle vanoggend ook hier te sien en dat ons mekaar ook sommer so kan groete vir mekaar kan hallo sê. En soos ons gewoonte is, kom ons groet mekaar, kyk iemand in die oë en sê vir iemand hallo en kyk of hulle naamplakkers op het en noem hulle op die naam. Ja, so ek wil graag vir jou graag welkom sê ook vir almal wat aanlyn ook inskakel. Ek wil graag bietjie met julle familienuus ook deel. Een van ons prioriteite in ons geloofsfamilie is dat ons graag ook saam leef in die samelewing en ons samelewing 'n verskil wil maak. En verhoudings is vir ons belangrik en ons is besig om verhoudings te bou ook met die ander gemeentes hier in P.F.Ryneveld en ons het Saterdag is daar 'n kerelsgeleentheid wat ons saam met die ander gemeentes en van die besighede ook aanbied en as jy hier is, die 7de kom wees deel hiervan, kom maak 'n verskil ook. Daarso inligting is op die bord en ook in die e-nuus. Ons kom by die tennisbane by mekaar Saterdagmiddag vir 'n kuier en dan 'n kerels die aand ook. Dan ook is daar die 11de Januarie 'n wedloop om die dorp hierso in ons dorp en as jy inligting wil hê daaroor kan jy die QR-code wat voor jou stoel is kan jy scan en dan sal jy die inligting daarso ook kry. Dan wil ek graag vir ons dankie sê maand 'n Godstorie vertel. Julle weet dat ons die Here ook vertrou het vir ons dankie sê maand en die Here het 'n Godstorie gemaak en ons het meer as dit wat ons afhandelik beplan het gekry, maar ons wil jou graag aanmoedig as jy nog oortuig is om ook te gee, om steeds te gee en ook verder hierdie Godstorie ook vir ons te help moontlik maak. So ons sê vir die Here regtig baie dankie vir dit wat ons reeds ontvang het en dankie vir almal wat reeds gegee het en ook gee. Dan is dit nou ook skoolvakansie. Ek weet dit is nie amptelik skoolvakansie, maar dit is eintlik of amptelik is dit nog nie skoolvakansie, maar dit is skoolvakansie, nê? Ouers wat verras is dat die kinders skielik 'n vorm moes teken om te sê, ons weet dit julle mag nie by die huis bly nie, maar julle kan maar by die huis bly, nê? Ek weet nie of julle so 'n vorm gekry het nie, maar die kantoor ure sien julle ook daar op die bord, leraars aan diens aan Nandi tot 25 Desember, Arlene van die 26ste Desember is sy dan ook aan diens as julle ook 'n leraar in hierdie tyd dan ook benodig. Dan wil ek graag vra dat Elmarie en Koenraad asseblief vir my vorentoe kom. Ek weet Elmarie sê altyd vir my sy werk hou nie daarvan op die verhoog te wees nie, maar ek het vandag die bittersoet voorreg om vir hulle te groet. Elmarie en Koenraad gaan 'n volgende seisoen in. Mens mag nie sê tree af nie, want hulle tree nie af nie. Hulle gaan net op 'n volgende plek werk. Hulle gaan bietjie dit is eintlik Suid of Kaap doen nie. Kleinmond. Ek wil dit eers so algemeen sê, maar julle gaan Kleinmond toe. Ja, sy sê julle kom kuier, daar's 'n Airbnb in wording, so. Hulle gaan Kleinmond toe, maar ons wil graag vir julle albei baie dankie sê vir die pad wat julle saam met ons in P.F.Ryneveld gestap het. Elmarie ook spesiaal as beraader en ook sommer raadgewer as vriendin. Waardeer ons jou en ons wil graag vir jou dankie sê vir dit wat jy omtrent meer as 13 jaar in ons geloofsfamilie gedoen het. En vir julle graag die volgende seisoen wat julle voorlê, regtig die Here se seën toebid. Mag dit vir julle 'n kosbare volgende seisoen wees. Ek weet julle gaan 'n verskil maak in Kleinmond en mag dit vir julle albei regtig 'n besondere tyd ook daar wees. Ek wil graag vir hulle bid en as jy vrymoedigheid het om jou hand voor uit te steek voordat ons vir hulle bid, kom ons bid vir hulle. Wonderlike Here, dankie dat ons vir Elmarie en Koenraad aan U kan opdra en ook vir hulle bid vir hulle volgende seisoen. Dankie vir dit wat hulle in ons geloofsfamilie gedoen het en vir ons beteken het, so met 'n Pinkster en sommer
net gesels en beradingssessies en alles, en ons wil net vir U daarvoor dankie sê, mag die volgende seisoen vir hulle ook kosbaar wees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, lees ek vir ons uit Filippense 1, wat sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal. Vers 6, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. En vers 9 sê, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei, waarop het werklik aankom. En geliefdes, daarom is dit my voorreg vanoggend om jou te groet, in die naam van hierdie Vader en sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en dan bid ons die Here saam. Dit met kruisbeeld
of jy ook al so daaraan gedink het, hoe baie dit moes gevat het, dat Jesus sy hemelse troon prys gegee het, om aarde toe te kom in die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en in 'n krib gebore te word. Hy gee sy nabyheid aan God prys, om by ons te wees. En dit is net 'n ongelooflike liefde, wat hy vir ons gehad het, en vandag ook het. En ek wonder of jy ook soos ek verwonderd is, oor hoe God mens kon word. Hierdie volgende liedjie gaan ons vir julle sing, en wanneer ons dit vir julle sing, raak net weer eens verwonderd, as jy na die woorde luister, oor die groot liefde, die geweldige liefde, wat Jesus vir ons gehad het, toe hy aarde toe gekom het. Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Come and see what God has done.
regtig lekker om julle vandag te sien. Dis regtig lekker om so in sang begeleid te word in hierdie adventstyd. As jy het nie geweet het nie, in die kerklike tradisie noem ons dit nie net Kersseisoen nie, ons noem dit adventstyd. Dis in die liturgiese kalender hierdie paar weke wat my en jou in afwagting roep en begelei op pad na Kersdag toe. Ek dink nie, ek praat verkeerd nie, maar ek dink hierdie tyd in musiek is ook Karel se gunsteling tyd. So ek en Karel is baie opgewonde oor die musiek en die tema vir hierdie maand. Ons gaan werk met 'n tema van 'n leer, soos julle kan sien. As jy hom nie gesien het nie, dis 'n leer. Ek jou net gou uithelp. Ons gaan 'n bietjie stil staan by 'n paar teksgedeeltes en 'n paar plekke wat ek en Karel en nog 'n paar mense wat saam met ons in hierdie tyd besig is, hieroor gaan saam dink. Ek wil jou vra of jy nie gou vir die persoon langs jou kan sê, het jy 'n leer by die huis? Hoe lank is hierdie leer? Wie gebruik hom? Waarvoor gebruik jy hom? Sê gou vir iemand rondom jou. Dit hoef nie net jou huismense te wees met wie jy nou praat nie. Goed, kom ek kyk gou, weet 'n leer by die huis? Okay, die van julle wat nie een het nie, weet julle waar om een te leen? Ja, goed. Wie van julle gebruik die leer in die huis gereeld? Okay, julle kan later vir my kom sê hoekom, dit kan jou dink. Ek sien jy sê jy gebruik hom ook. Wie van julle kan onthou die eerste keer wat jy op 'n leer geklim het? Regtig? Okay, wie van julle het soos ek hoogtevrees? Ja, so toe ons hierdie leer hierso ingedra het, Vrydag sê Colbert vir my, Anandi moet net nie op die leer klim nie. En hy weet nie eers ek het hoogtevrees nie. Nou, ek gaan so 'n bietjie hierdie week oor 'n leer en so 'n bietjie gaan kyk. Ek wonder waar 'n leer vandaan kom. Weet julle van die eerste plekke waar dit gebruik is? Enigiemand 'n idee? Niemand? Okay, ek gaan met julle hierdie deel. Ek lees raak van rotskuns hierdie week, wat waarskynlik 8000 jaar oud is, en as ek reg verstaan word dan na hierdie spesifieke rotskuns hierdie ene verwys as honey harvester. Jy kan hom gaan opsoek, dit is tipies nou 'n rotsprentjie, ek kry verskillendes ook van hulle, wat, dis nie 'n tou nie, dit lyk soos 'n tou wat 'n leer vorm, okay? En wat gebruik word om by heuning uit te kom. En om heuning bymekaar te maak. So 'n leer is nie 'n nuwe uitvindsel nie, dis eintlik iets wat al baie lank deel dan nou maar as ek so kan praat van ons samelewing is. En in die Bybel het ons ook al gelees van 'n leer. Julle sal onthou iemand wat gedroom het van een. Ons kom by daai preek. Vandag wil ek met jou gesels oor die leer in jou lewe en ook oor Jesus en 'n leer. Ek wil jou vra of jy saam met my kan dink oor watse leer klim jy tans. Miskien kan ek jou vra, is dit in jou werksomgewing? Is jy tans besig om sportgewyse paar goed te klim wat jy wil bereik? Ek lees hoe 'n Anglikaanse predikant hierdie selfe tema wat ek vandag probeer aanpak, praat hy van, wat van as dit wat ek en jy as die prys kry, nie bo die leer is nie, maar onder die leer is. Ek gaan jou vra om saam met my 'n teks te lees vandag. Ons gaan Filippense 2 saam lees. So as jy jou Bybel saamgebring het, maak asseblief saam met my oop by Filippense 2. Jy ken hierdie so goed. Jy weet dat hierdie die voorbeeld van Jesus Christus is wat ons lees. Jy het waarskynlik hierdie preek al 4 of 5 keer in jou lewe gehoor. Vergun my om vandag 'n bietjie anderster met jou te praat en te sê, afklim, en dis jy wat ook moet afklim. En dat ons daai voorbeeld by Jesus sien. Terwyl jy die Bybel so oophou, wil ek saam met jou bid. Here, dankie vir die voorreg om nog 'n week so as 'n geloofsfamilie bymekaar te kom. Here, ek wil vir jou ontsettend dankie sê dat ek en almal hier nie alleen met die woord hoef besig te wees nie, maar saam met mekaar oor die woord kan dink. Dat ons saam met mekaar kan groei in u woord, mekaar kan uitdaag. Heilige Gees,
In hierdie adventseisoen is my gebed dat elkeen van ons sal voorberei vir Kersdag. In ons harte, in ons gesindheid en in ons menswees en in ons doen en late. Dat ons opnuut sal herontdek wat U koms vir ons elkeen beteken. Ook nou in hierdie saamlees. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek gaan vanaf vers 1 lees. In my 1983 Bybel gaan jy nou sien, hoofstuk 2 is sommer, daar's nie soos 'n lekker hoofie wat af van mekaar verskil nie. Ek gaan nou terug verwys na 1 toe, want jy moet eintlik om lekker saam met mekaar lees. As jy die 2020 vertaling het, gaan jy sien dat hulle indeling om ook 'n bietjie anders te doen. Dis maar net oor taalkundig waar hulle die vloei van dit wil doen. Kom ons lees vanaf vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Maak dan nou my blydskap volkome. Dis nou Paulus se, nê? Volkome. Hoe? Deur eengesind te wees. Dubbelpunt. Een in liefde, een van hart, een in sterwe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid. Moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moet vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Hierdie is een van my gunsteling tekste in die Bybel. Ek weet nie of van julle dit sal onthou nie, maar dit was die teks wat ek ook met my bevestiging, my intreepreek hier by die gemeente gedeel het. Dis 'n teks wat praat van wie Jesus is, van voor die inkarnasie, met sy inkarnasie, lewe tot by die dood en eintlik as jy fyn luister, selfs hemelvaart. Dit is die mooiste opsomming vir my van die evangelie. Dit is eintlik hierdie laaste gedig, jy kan hom ook hoor hoe ek hom gelees het, jy kan sien hoe hy ingekeep is in jou Bybel, 'n lied. Dit is waarskynlik nie Paulus wat die lied geskryf het nie, dit is waarskynlik 'n lied wat bekend was in die vroeë kerk en wat hy gebruik om op 'n sekere manier aan te bied, saam met 'n tema wat vir hom uiters belangrik is vir hierdie gemeente. As jy saam met my kan loer, dan wil ek hê jy moet iets raak sien hierso. Vers 5 is eintlik die middelpunt. Vers 5 in die 83 vertaling sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. In die 2020 vertaling lees hy, laat dan die gesindheid wat daar ook in Christus Jesus was, ook in julle wees. Daar's ander vertalings wat sê, hierdie stukkie moet eintlik so, dit het met gesindheid te maak, maar kan dalk vertaal word met jou gedagtes. In Engels, jou mind. Mag jou gedagtes, jou denkwêreld dieselfde wees as Jesus se. En dan 'n hele argument rondom dit, as jou gedagtes en jou mind, die Engelse woord so is, dan sal jou lewenswandel ook wees soos syne. Ek partykeer vergeet omdat ek so baie van hierdie lied hou, hierdie himne, dat ek vergeet partykeer oor wat Paulus hiermee besig is en hoekom hy vir hierdie groep skryf. Hierdie groep is nie eengesind onder mekaar nie. Dis een van die eerste goed wat hy hier skryf, né? Dat julle met mekaar eengesind sal wees.
Kan ek gou jou vra om saam met my te loer by hoofstuk 1 vers 27? Dis eintlik waar hy moet begin. Hoofsaaklik is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Daai is 'n, kan ek hom sê, straightforward sinnetjie. Julle het die evangelie gehoor, mag julle lewenswandel asseblief nou wees soos wat julle gehoor het. Asseblief. Okay? Goed. Dan gaan hy aan en hy sê hierso, as ek dan kom, sal ek self sien, en as ek nie kom nie, dan sal ek by iemand anderster van die berigte hoor, en ek sal hoor dat julle in volkome eensgesindheid, standvastig, saamstry vir die geloof in die evangelie. Eengesind, standvastig vir wat? Vir die geloof in die evangelie. En dan as ons hier by 2 begin, op vers 1, dan lees jy hom weer wat hy hier praat van. Die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, innige meegevoel en meelewing. Eengesind, dubbelpunt. En dan pak hy hom uit met 'n verstaan van liefde, een hart, een strewe. Ek en jy is verskriklik individualisties. As ek regtig jou vandag 'n bietjie druk om te praat oor die leer wat jy tans besig is om te klim, dan gaan jy dit agterkom. Jy's besig om dalk te gaan vir die volgende wat noem mens dit? Verhoging by jou werk, volgende pligte staat by jou werk, volgende posisie in die sport waarmee jy besig is, of dalk die stokperdjie waarmee jy besig is. Ons het lysies. En ons het mikpunte en ons het doelwitte. En mag ek asseblief die eerste een wees om te sê, my persoonlikheidstipe val heeltemal hierso in. En dat ek nie dink Paulus sê, moenie doelwitte hê, moenie planne hê nie, en moenie goed besig wees met goed nie. Maar 'n ingesteldheid van dat dit oor my gaan, is nie reg hierso nie. En dan is dit een van klim af en volg Jesus se voorbeeld van inkarnasie. Die pragtige Afrikaanse woord vir hierdie is Jesus se selfontlediging. Selfontlediging. Hierdie teks praat van dat hy nie aan sy goddelikheid vasgeklou het, dat hy nie bereid was om 'n mens te word vir my en jou, en dan die 83 vertaling sê verder verneder tot in die kruis. 'n Eerste vernedering is om die gestalte van 'n mens en 'n slaaf aan te neem. 'n Slaaf in hierdie wêreldsbeeld was heel onder op die leer. Het niks beteken nie. Mag ek jou vra om vir 'n oomblik gou dit net vas te hou? Die Here, Jesus Christus, wat ons bely, van die begin af bestaan het, deel van die skepping was, het gekies, hoor gou, gekies, om te sê, ek sal mens word vir hierdie mense van ons. En ek sal die inkarnasie wees. As ons daai liedjies sing en as ons die tekste lees in Desember, tipies Desember van Immanuel, julle kan vir my sê wat beteken Immanuel? God met ons, né? Dan gaan dit oor dit. God met ons. Die gestalte van 'n slaaf, die laagste op die trappie aangeneem en tussen mense kom leef. En vir my en vir jou kom wys hoe lyk dit. Dis 'n anderster lewe as individualisties. Dis 'n een van waar ek uitkyk vir ander mense. Gaan lees die stories wat Jesus met mense in omgang is. Waar hy omdraai en met iemand besig is. Waar hy stop en tyd maak vir iemand. Waar hy mense genees, waar hy mense raak sien. En as dit die voorbeeld is, om nie vas te klou in sy goddelikheid nie, Immanuel, God met ons te word, julle, ek kan dit nie begryp hoe Jesus bereid was om hierdie te doen nie. Ek en jy leef in 'n wêreld van mag. Ons sien hoe mense nie mag wil opgee nie, en hierdie is nie net polities nie, in werksplekke, ek gaan nie eers die voorbeelde noem nie, want julle ken dit. Daar's 'n klomp plekke wat mense sal sê, ek sê, of dis hoe dit gaan werk, en nie bereid is om 'n stukkie van daai te laat gaan nie. Nederigheid het ook hierdie ding geword waar jy kan 'n baie goeie Christen wees as jy nederig is. Nee, hoor gou hierso. Jy kan eintlik lekker vroom wees. Ek is so nederig. Ek hoef niks te kry nie. Nee, mense moet eintlik nie weet nie, maar jy vertel dit eintlik. Ek dink baie keer oor as ons goeders gee vir mense.
of by ander plekke waar ons besig is, dat ons name op plakkers sit, op goeders, om te sê, hierdie lapa is deur so en so gegee, of hierdie is deur so en so gegee. Ek wonder, laat ek hom nou maar net daar los. Die ander manier is om vreeslik vroom, nee, dit kom nie na my toe nie. Maar jy sit jouself eintlik daar dat mense moet weet wat jy gedoen het. En dis nie deel van hoe dit moet lyk nie. Dis nie deel van wat nederigheid is nie. My verstaan as ek hierdie teks lees, is dat dit minder van 'n fokus op my is en hoe ek die leer en die lere in my leefwêreld klim en afklim en tussen mense is en Jesus se voorbeeld volg om mense raak te sien, om mense lief te hê, om tussen en met mense te wees. Want dis die voorbeeld. Dis by uitstek die voorbeeld, God met ons. Die inkarnasie, en as mens praat teologies, is daar boeke geskryf oor incarnation, en wat 'n effek en uitdaging en roeping dit vir die kerk het, beteken dit dat die kerk sal kerk wees in die plaaslike konteks wat hulle geplaas is, en dat hulle daar sal doen wat daai plaaslike konteks nodig het, want dis die voorbeeld van Jesus. As ek die volgende gedeelte net vir julle kan wys, die middelpunt wys ek nou vir julle uit, is vers 5, wat praat oor dieselfde gesindheid, dieselfde mind as Christus sal hê. En dan trek hy hierdie himne in, hierdie lied in, om te sê, kyk, hy het homself minder gemaak. Hierdie is eintlik nie net 'n Kersteks nie, ek sê mos vir jou, dit gaan verder tot by die kruis. As ons oor absolute vernedering wil praat, dan is dit die kruis. Ek gaan jou nie vra om nou vir my te wys wie van julle dra kruis nie. Ek gaan nie vir julle vra hoeveel van julle het 'n kruis as 'n kunswerk in julle huis nie. Maar dit was 'n skande gewees. Ek lees hierdie week waar iemand sê, dit het eers 'n kunsding geword nadat meeste mense wat kruistogte beleef het, dood is. Toe eers word dit iets soos 'n simbool om vas te hou wat mooi is. Ek en jy kyk na die kruis en ons kyk anderster na die simboliese kruisies om ons nek of wat in ons huise hang. Mense wat kruistogte beleef het geweet dit was die laagste van die laagste wat met jou kan gebeur in jou lewe. Jy weet daai wat mense iemand sê, ek het nou solidly geval. Rock bottom. Die kruis was skande. So hoor hom weer, Jesus wat bereid is om homself te ontledig en mens te word, nê? En dan nog aan 'n kruis staan. Dis 'n ander gedeelte in hierdie teks wat jy moet hoor is hierdie rondom wat praat van dat hy die Here is. Vers 11, Jesus Christus is Here. Ek dink nie ek en jy is ons so met die tekste werk in die Bybel vang altyd watter, mag ek dit sê, statement dit is nie. Dis nie net 'n belydenis wat ek en jy vandag sê Jesus Christus is Here nie. Daar was keisers wat bekend wou gestaan het as die seun van God of as die Kyrios. So wanneer hierdie gesê word, is dit 'n baie duidelike stelling teenoor mense wat wel die heidene, as ek dit so kan sê, om te sê dis nie wat julle sê nie. Dis nie wie in beheer is nie. Jesus Christus is Here. Filippense word ook geskryf vir 'n groep wat onder die Romeinse druk is. So in hoofstuk 1 en in hoofstuk 3 kan jy ietsie raak lees van daai burgerskap in die hemel. En dat dit is waar hulle burgerskap lê. Vir 'n groep wat waarskynlik baie trots is op die burgerskap hier op aarde wat hulle het. En ek wil daai skakel vir jou vandag maak en sê, ek weet daar's 'n klomp goed waaroor jy trots is. Oor 'n klomp goed wat jy die leer geklim het. En jy gaan vir my in 'n pastorale gesprek sê, ek het dit geklim aan Andy. Niemand het my gehelp nie. Ek hoor jou. Ek dink dit is waar nie. Ek dink alles wat met ons in ons lewe gebeur is genade. Ek dink dat jy nog nooit alleen gestap het nie. Ek dink dat die Here jou gebruik. Ek dink dat ek saam met jou wil vier die absolute genade wat in jou lewe oorloop, dat dit in jou besigheid goed gaan. Dat dit met jou goed gaan waar jy besig is om die leer te klim by jou werk. Maar dat as dit ons fokusse is, liewe Boetie en Sissie, hoor my vandag dat
dan is ons nie besig met dieselfde gesindheid in Jesus nie. So doen wat jy doen en doen dit goed, want die Here het vir jou gawes gegee. Doen wat jy doen goed, want die Here wil jou gebruik om 'n verskil te maak. Maar as jou ingesteldheid is om hierdie na te jaag, en jy kan nie omdraai soos Jesus en mense raak sien nie, of bereid wees om af te klim, om in liefde tussen mense te leef nie, dan mis ons iets, ek dink, van waaroor die Kersseisoen gaan. Mag ek jou uitnooi om in hierdie Kersseisoen, wat tipies mos na die tyd is wat jy jou doelwitte vir volgende jaar begin neerskryf, wat jy begin beplan wat jy volgende jaar wil bereik, mag ek jou uitnooi om eers daaroor te bid? Here, wat is u plan met my, en my besigheid, en my skoolwerk, en my sport, en wat ook al vir volgende jaar? Wat moet ek volgende jaar doen, en wat sê u wag? 2, Here, deurgrond my hart, soos die Psalm sê. Deurgrond my hart, o Heer. En dan sal ek wil byvoeg en toets my ingesteldheid. Hoekom wil ek doen wat ek wil doen? En werk dan met my oor of hierdie op die lysie moet wees of nie. En derdens, wanneer ons stocktake doen in Desember, mag jy terugdraai en die jaar raak sien en vir Here sê, dankie vir die genade, dankie vir die genade, dankie vir die genade. Here, help my om hierdie Desember af te klim in nederigheid, die leer van nederigheid, u voorbeeld te volg, mense raak te sien, om te draai en in liefde te leef. Dit is die voorbeeld. Nie hoe hoog en hoe ver jy kan kom nie, maar of jy geken word as 'n disipel van die Here, tussen ander mense wat hulle hom kan raak sien, en dat die kerk regtig waar inkarnasie in hierdie omgewing sal wees. Immanuel, God met ons. Kom ons bid saam. Here, ek het sommer die behoefte om te sê, jammer vir die plekke wat ons goed najaag, sonder om eers te vra, wat is u wil? Here, ek wil kom bid en vra dat u met elkeen van ons sal werk, in terme van dit wat ons oordroom vir volgende jaar. Mag u vir ons bevestiging gee van wat op ons lysie moet bly, en mag u vir ons wys, Heilige Gees, wat dalk moet oorstaan tot 'n volgende jaar, vir watter rede ook al. Here, mag u met ons harte werk en ons harte deurgrond om minder op onsself gefokus te wees en meer op u evangelie en u goeie nuus, en dat dit vir almal is. En dat die manier wat u my kan gebruik en wat u elkeen van ons kan gebruik, tot eer en verheerliking van u naam sal wees. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan so sit en dan gaan ons 'n lied saam sing van dit is genade. Dis alles net genade.
het nie nodig om veel meer uit hierdie lied te sê wanneer ek jou uitnooi dat ons die Here dien met ons dankoffers nie. Kan ek 'n paar mense vra om my te help asseblief? As daar van die kinders is wat wil help, is julle welkom. Gaan net saam met 'n volwassene asseblief, dit help my so 'n bietjie logistiek. Here, baie dankie dat ons so iets kan gee wat onsin is, wat eintlik nooit onsin was nie, en vir u eintlik op 'n manier kan teruggee. Here, gebruik dit asseblief tot eer en verheerliking van u naam. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek wil graag vir die huisgeloof vir julle vra om 2 goed vir my te doen. 1, as daar iets is wat by jou opgekom het wat julle dalk as huisgesin oor moet saam bid oor of dit op julle lysie moet wees vir volgende jaar. Sê dit nou gou-gou terwyl dit in julle koppe vas is. Julle hoef nie nou besluite te neem nie, maar daar's iets daarin om met iemand te deel en te sê, ek besef ek moet bid oor of hierdie op die lysie moet kom vir wat ek volgende jaar moet doen of nie. 2, na die diens is julle welkom om in die kapel saam met ons te kom bid. Daar's mense wat reeds daar gaan wees. En vandag bid ons saam vir almal wat gaan reis en op die pad gaan wees in hierdie Desember. So jy is welkom om saam met ons vir dit te kom bid, of as jy vir 'n ander rede vir iemand wil vra, bid asseblief saam met my hiervoor. So kan ek julle gou vra, draai na mekaar toe. Hierdie het in my kop opgekom oor wat ek moet bid of dit op die lysie moet wees. En help my asseblief hierdie week om hiervoor te bid. So kom ons draai gou na mekaar toe hiervoor. Nou kan nie niks wees wat julle aan gedink het nie. Goed, ek sien 'n klomp van julle is reeds klaar gesels daaroor. Hou asseblief aan met hierdie gesprek. Dis die punt van huisgeloof. Onthou dat dit huis toe gaan en dat die gesprek aangaan. So hier is jou vraag vir die week. Bly met mekaar hieroor praat. Here, is dit wat ek op die lysie moet sit? Het jy hiervoor gebid hierdie week? Kan ek saam met jou gou-gou voordat ons eet hiervoor bid? Dis die tipe vibe. Okay, ek gaan vir Henk oorgee. Dankie julle. Dankie Anandi. Ons het die voorreg om ook gemeenteraadslid te bevestig en ek wil graag vir Frans Estreise vra om vorentoe te kom, Frans. En terwyl hy vorentoe kom, weet ons dat die Here mense gebruik om werk op aarde, sy werk hier op aarde voor te sit, en hiervoor het hy deur die Gees 'n verskeidenheid van gawes ook aan ons gegee,
en ook dat ons kan opbou in hierdie proses. En dan die naam van Frans Esterhuizen is 2 maal aan die gemeente voorgehou, en aangesien daar geen beswaar teen sy geloofsvertuiging en lewenswandel ingebring is nie, aanvaar ons dat die gemeente hierdie verkiesing goedkeur, en kan ons nou voortgaan om hom ook te bevestig. Frans, ek wil jy moet 'n bietjie vorentoe staan, asseblief. En Frans, jy het die besondere gawe van die Here ontvang om as geestelike leier in sy diens te staan. Die Here verwag dat jy as leier medeverantwoordelikheid sal aanvaar vir die geestelike groei van die lidmate, omdat lidmaatskap in ons geloofsfamilie 'n beskrywing is van 'n persoon se groeiende verhouding met Christus en sy medegelowiges. En verder aanvaar jy ook medeverantwoordelikheid vir die realisering van ons geloofsfamilie se droom, ontdek en leef Christus, die waardes en ons gestuurdheid. En volgens die voorbeeld van Jesus, vra hy jou om dienend en nederig te lei, soos die preek ook vandag gesê het, te lei, te bestuur en te beplan. Jou persoonlike getuienis en lewenswandel moet getuig van 'n egte groeiende en lewende geloof in God. Dan sal jy ook in totale afhanklikheid van God jou taak met toewyding en verantwoordelikheid kan aanpak. En daarom wil ek jou vra om op die volgende vraag eerlik te antwoord, sodat die geloofsfamilie ook kan hoor dat jy gewillig is om dit te doen. Ten eerste, is jy oortuig dat die Here jou tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Bybel as die woord van God en die leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? En ten derde, beloof jy om die verantwoordelikheid wat met hierdie bediening saamgaan, getrou en deeglik uit te voer? En ten laaste, beloof jy om tot eer van God te lewe en onderwerp jy jou aan die liefdevolle vermaning en tug van die geloofsfamilie? Wat is hierop jou antwoord? Ja, Henk. Wees dan getrou in jou voorbereiding en werk met oorgawe aan hierdie gestuurde wat die Here vir ons gegee het. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel sonder om daaroor skaam te wees. En dan geliefdes, julle wat getuies is, vra ook vir voorbereiding vir hom en vir ons gemeenteraad en werk asseblief ook saam met hom en saam met ons, omdat ons glo dat God ook besig is in ons geloofsfamilie. En daarom is dit 'n wonderlike voorreg dat ons ook kan weet dat jy nou ook bevestig is wat die Here jou ook geroep het tot sy diens. En ek wil graag vra dat jy nou ook hierdie ook sal teken as 'n teken daarvan dat jy dit ook so aanvaar, en dan gaan ek graag saam met jou ook 'n gebed doen. Ek kan dit sommer ook vat. Ami, kan ek jou sommer vra om hier te kom bystaan? Ami is ons voorsitter van ons gemeenteraad, soos julle weet, dat ons sommer ook, as jy wil, jou hand ook kan uitsteek, dat ons ook vir Frans dan ook kan bid. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat U mense roep, dankie dat U vir Frans geroep het om ook te dien in ons geloofsfamilie as gemeenteraadslid, en ek bid vir hom en sy gesin ook U seën toe. Mag hy voortgaan om dienend te dien, ook in ons geloofsfamilie. Dankie vir elkeen in ons geloofsfamilie wat op hulle eie besondere maniere ook dien. Dit wat ons nie eers raak sien of van weet nie, maar dankie dat U ons elkeen help om 'n verskil te maak. Mag ons voortgaan om dit te doen. Amen. Dankie. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons nou ons laaste lied saam. Van
Jy is welkom om jou hande voor jou te hou indien jy wil ontvang die seën van die Here. En my God, dis wat Paulus sê, sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbare rykdom in Christus Jesus. Aan ons God die Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.